Mercy Petla, Matlosana Munisipaliteit se finansiële hoof, oftewel die CFO, soos jy haar in die media sal leer ken, is weer gearresteer. Ek sê weer, want dit lyk vir my meeste van die media mense daar buite was nie bewus daarvan dat sy voorheen vir 'n korrupsiesaak gearresteer is nie. Sy is nou weer op 19 Augustus gister gearresteer as deel van 'n ondersoek na onreëlmatige verkryging van elektriese materiaal ter waarde van 2,9 miljoen rand wat nooit afgelewer is nie. Sy is hierdie keer saam met 2 ander gearresteer. Matebesi Josephine Sekajani, wat 'n beheer is van die munisipale store, en ook Tsisetso Sebetlele, direkteur van Variegated Eiendoms Beperk, wat blykbaar die verskaffer sou wees van die elektriese materiaal. As die naam Variegated 'n klokkie lui, is dit omdat hulle voorheen betrokke was by onreëlmatige kontrakte en deur die Lekwatemane munisipaliteit uitgeskop is. Hulle was daar betrokke by 'n 10 miljoen rand kontrak wat vereis het dat die kontrakteur 'n 6 CE of hoër gradering het, maar Variegated was slegs op 'n 5 CE gegradeer. Hulle het die tender op 'n oneerlike manier verkry en is toe uitgevang en uitgeskop. Nou terug by die Matlosana munisipaliteit. Mercy Petla is die eerste keer gearresteer op 17 Januarie 2024 na sy onreëlmatig 'n Volkswagen Amarok ter waarde van 1,4 miljoen rand as, kom ons noem dit 'n geskenk, gegee is deur GMHM Construction in Junie 2023 in ruil vir tenders wat aan hulle toegeken is. Sy is toe saam met Matsepiso Moletsane en Nomtando Magashule op 17 Januarie gearresteer en na hofverskyning op 18 Januarie is die 3 vrygelaat op R35.000 borg elk. Mercy se borg is blykbaar deur GMHM Construction betaal. Dit is asof die saak hierna stilletjies verdwyn het en Mercy is terug werk toe as finansiële hoof van Matlosana munisipaliteit. Sy het ook op haar WhatsApp-status selfs gespog dat sy meer mag het as Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC op daardie stadium. Die laaste wat ek kon opspoor is dat sy en die ander 2 op 30 April 2024 laas in die hof was en dit is weer uitgestel. Maar nog niks is weer in die nuus daarna wat daar verskyn het nie. In Februarie 2024 is 'n lid van die Hawks in Klerksdorp, 'n luitenant-kolonel Elias Ledwaba, ook gearresteer toe hy Mercy Petla probeer afpers het. Hy het blykbaar eers R50.000 van haar geëis en hy het gesê hy sal sorg dat sy gearresteer word as hy dit nie betaal nie. Maar later het hy verder R100.000 geëis en dis hier waar die polisie hom toe in 'n lokval gelei het, na sy die saak gaan hangende maak by die polisie ensovoorts. In 'n geval, hy het toe nog gearresteer en ongelukkig in verskeie artikels is die bedrag verskillend. So ek weet nie presies wat in die saak verder gaan nie. Ek kon ook na hierdie verdere inligting daarop opspoor nie. Nou die nuutste oor die korrupsiesaak, waarvoor sy nou op 19 Augustus gearresteer is, kom na die aankoop van elektriese materiaal van Variegated op 9 Januarie 2024 al. Die aankoop is eerstens nie goedgekeur deur die verskafferkettingbestuurder nie, ook bekend as die supply chain manager of die munisipale bestuurder, Lesego Siametsa. En as daardie naam vir jou 'n klokkie lui, ja, dit is dieselfde een wat betrokke is in die huisaankoop korrupsiesaak wat ook nog ondersoek word. Mercy Petla was hierdie hele tyd op kantoor gewees en verskeie pogings om haar te skors of te verwyder deur verskeie organisasies en ander partye het misluk. Dit is bemoedigend dat die Hawks uiteindelik vir Mercy Petla gearresteer het. Al het dit nou ook 'n hele ruk geneem. Ons hoop en vertrou dat hulle die saak goed ondersoek het en al die relevante bewysstukke bymekaar gemaak het om die saak spoedig op te klaar.
Kom ons hou maar dop wat gebeur. Ek voel net dat die media meer inligting moet begin gee oor sulke sake soos hierdie en agtergrondinligting saamstel sodat die publiek beter kan verstaan wat regtig aangaan, weet die groter prentjie kan skep. Dit is regtig nie so moeilik nie. As ek, wat maar 'n normale lid van die publiek is, hierdie inligting in 'n paar minute kan saamstel, deur vlugtig deur 'n paar ou nuusartikels te lees, dan is ek seker dat die media wat betaalde joernaliste is, die moeite kan doen om ordentlike inligting aan besorgde lede van die publiek te bring. Wat dink jy van hierdie hele storie?